Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek lees vir ons die belydenis van Nicea, jy kan nie daarna luister. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Ek kan die Bybels oopmaak by Efesiërs 4. Ons gaan vanmôre voortgaan met ons betrokkenheid reeks, maar ons gaan nou van Handelinge af oor na Efesiërs toe. Ons het nou 'n hele klompie Sondae by Handelinge stil gestaan. Dan gaan ons 'n bietjie na Efesiërs toe. Oor betrokkenheid. Ons het ons ook gesê dat betrokkenheid gaan oor ons verhouding met die Here, en Efesiërs 4 is ook 'n hoofstuk wat in besonder gaan. Wat interessant is, terwyl nog party van die daai visiekie daar aan die kant is mos 'n simbool vir Christene. Die Griekse woord vir vis, het dit ook nog 'n bietjie aangehaal, en die Griekse woord vir vis is ichthus. En toe het hulle elkeen van daai letters van die Griekse woord gevat, en dan gesê, Jesu Christus, Theos, Huios, Soter. Dat beteken Jesus Christus, die Seun van God, ons Verlosser. So van elkeen van die letters, die Griekse letters van vis, die eerste, soos Jesus, begin met I, Christus met Seun van God met die I. So, dit is nou die teken gewees. Jesus Christus, Seun van God, ons Verlosser. En toe ons nou so 2 weke gelede by die predikantenkonferensie was, het professor Henny Stander, die Griekse proffie van baie jare, het hy oor Christelike kuns gepraat. Hy is 'n spesialis in die patristieke tyd, die eerste 4 eeue van die kerk. En hy het gesê dat in die eerste 4 eeue, voordat Constantijn keiser geword het, toe die Christene nog deur die keisers vervolg is en doodgemaak is, het die keisers meer die simbool van 'n vis gebruik om hulle self mee aan te dui, of die broodjies en die visies, waar Jesus die wonderwerk gedoen het, as die kruis. Want hy sê in daai eerste tyd, daai eerste paar eeue, met hulle eie vervolging, het die kruis hulle aan die lyding laat dink, aan swaar kry laat dink. So hulle het eerder gekonsentreer op simbole wat die oorwinning beskryf, wat die opstanding en die nuwe lewe beskryf. Die visie was een van hulle groot tekens gewees. Terwyl ek nou van hom praat, hy het nog 'n ontstellende ding gesê wat ontstellend is. En dan sê dit dalk maar vir u dat as u daarmee te doen kry, dat u daarvan ook bewus is. Daar's ons baie mense wat deesdae boeke skryf ook oor grense, oor boundaries. En hulle sê ons ook baie keer 'n mens moet grense hê. Jy moet grense hê rondom jou huwelik, jy moet grense hê rondom jou gesin, jy moet grense hê oor jou werk, jy moet grense stel, jy moet duidelike grense hê. En toe sê die proffie vir ons,
die konferensie, dat daar nou 'n boek uitgekom van mense, 2 ouens wat saam geskryf het, wat sê jy moet ook grense vir God stel. Wat sê dat jy moet vir God sê, hier is die grens wat jy vir hom stel, hy kan nie hierin kom nie. Wat natuurlik totaal en al verkeerd is. Ons mag nie in ons lewe grense vir God stel nie. Ons mag nie vir hom sê, Here, hier is nou een terrein van my lewe waar ek nou 'n grens vir u trek. U kan nie hierin kom nie. Dit is totaal nie aanvaarbaar. God het toegang tot elke deeltjie van ons lewe. Van A tot Z, van Alpha tot Omega, soos wat hulle mos in die Grieks praat. So as jy ooit met die boek te doen kry, of iemand vir u so die boek wil leen om te lees, onthou dat ons mag nie vir God grense stel nie. Geen grense in ons lewe vir hom nie. Maar ek sê dit nou maar vir u, want daar gaan jy met die boek te doen kry. Toe hy dit nou met ons ook gedeel het. Ek gaan vir ons die skriflesing eers doen. Efesiërs 4, vers 1 tot 6. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ek lees vir ons vanmôre net tot sover. Ek gaan vanmôre vir u 'n video weer wys. Ek het so 'n paar jaar gelede ook by 'n erediens hierdie video gewys en ek wil ook graag weer 'n keer vir u wys dat u sien waarna toe hierdie teks wil werk. Hierdie video beskryf die proses van metamorfose in die natuur. Nou ons weet mos wat is metamorfose. Dit is mos wanneer iets verander, wanneer 'n rispe byvoorbeeld weer 'n proses van 'n uiteindelike skoenlapper word. En dis wat die woord metamorfose beteken. Kyk na die video en dan gaan ons daarna verder.
proses. Een van die wonders wat God in die natuur gemaak het, die proses van metamorfose. Die woord beskryf dit nogal goed, metamorfose in Grieks. Meta beteken aan die oorkant, aan die ander kant, en morfe beteken gestalte, 'n voorkoms. Met ander woorde, om 'n teenoorgestelde, 'n ander gestalte te kry, jou gestalte verander. En dit is mos presies wat daar gebeur. In die begin is daai rispe lyk hy heeltemal anders as wat hy aan die einde van die proses lyk, wanneer hy 'n vlinder geword het, dan het sy gestalte verander. Dit is nog dieselfde lewe, maar 'n ander gestalte. Nou, dit is eintlik wat ook in 'n geestelike sin met ons gebeur en ook met ons moet gebeur, wanneer ons kinders van die Here word. Ekskuus, ja, ek het nou daai ene gaan ons sommer skiep. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê Paulus mos dat iemand wat in Christus is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Met ander woorde, daar's 'n ou mens wat die ou lewe gelewe het, die sondige lewe. Daai persoon het Christus gevind, daai persoon is nou 'n nuwe mens. Lewe nou anders, doen anders, met ander woorde, lyk ook anders. Nou is daar baie mense wat navorsing doen, en daar's ouens in Amerika veral, Barna en Gallup, wat baie navorsing doen, en hulle het onder andere eendag gesê dat, as hulle nou 2 Korintiërs 5 vers 17 vat, en hulle kyk na die ondersoeke wat hulle in Amerika doen, dan lyk dit nie vir hulle, asof baie van die Christene in Amerika, 2 Korintiërs 5 vers 17 in hulle lewe sigbaar maak nie. Hulle sê dis mense wat sê hulle het Jesus aangeneem, maar agterna lewe hulle nie veel anders as wat hulle voor die tyd gelewe het nie. Hulle doen nog dieselfde dinge. Hulle hou nog aan dieselfde sondige gewoontes vas. Jy kan nie sien dat daar 'n nuutheid in hulle gekom het nie. Daar is sommer maar net so een van hulle resultate. Dus 40% mense het gesê hulle kom nooit kerk toe nie want hulle kry God op 'n ander plek. 35 het gesê hulle kom nie kerk toe nie want die kerk is nie relevant nie. En so is daar baie ander bevindinge wat hulle gemaak het, hierdie mense. Met ander woorde, volgens hulle statistieke, as hulle reg is, sê hulle sien 'n mens hierdie metamorfose proses voltooi word in omtrent net 10% van die mense wat sê dat hulle vir Jesus het sy lewens. Nou dis nou ver, dis daar in Amerika, daar's nie navorsing in Suid-Afrika daaroor gedoen nie. Ons weet nie wat dit hierso sou wees nie, maar wat ons wel weet, is dat die Bybel baie duidelik is daaroor dat dit met ons moet gebeur. Dat as ons tot bekering gekom het en ons 'n wedergeboorte gehad, dan is ons nuwe mense, dan is ons, soos wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. Dan is dit soos wat Jesus in Matteus 5 op sê, vers 13 tot 16, dan is ons sout en ons is lig. Maar wat ons dan moet doen is, om dit te gaan leef. Dis wat ons dan nou moet gaan doen. Daarom kom dit ook as 'n opdrag, en net om vir u te wys dat hierdie woordjie metamorfose eintlik in die Bybel uitkom, in Romeine 12 vers 2, waar ons Afrikaanse vertaling sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle die wil van God kan onderskei, sal julle weet wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Daai woordjie wat ons vertaal het met verander, laat God jou verander. Daar gebruik Paulus die Griekse woordjie metamorfo. So hy sê, laat God toe om 'n metamorfose met jou te doen. En dan sê hy nogal in daai versie, eerste in jou gedagtewêreld. Want dit is mos maar waar die groot stryd plaasvind, is veral in ons gedagtewêreld. Dis waar alles begin. En daarom moet ons dit die eerste plek maak waar ons vir God sê, doen asseblief vir my 'n metamorfose, soos Romeine 12 vers 2 sê. 'n ander plek waar hierdie Griekse woordjie in die Bybel voorkom, is in Galasiërs 4 vers 19. Waar Paulus vir die gelowiges in daai gemeente sê, maar ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Dis nogal 'n sterk beskrywing daai, dat hy voel so ernstig oor hulle, hy verkeer in geboortepyne. Met ander woorde, dis vir hom erns, dis 'n groot saak hierdie, wat hy wil hê moet gebeur. En wat wil hy moet gebeur? Christus moet in hulle gestalte kry. Dis hoe ons vertaling dit vertaal. Met ander woorde, as ons na hulle kyk, moet ons Christus in hulle kan sien. As mense na ons kyk, moet hulle Christus in ons kan sien. Die Griekse woordjie wat Paulus daar gebruik is weer 'n keer die woordjie
metamorfoe. Met ander woorde, hy sê ek is in geboortepyne, dat God 'n metamorfose in julle maak, dat julle soos Christus sal word. Dat ons die ou mens heeltemal sal neerlê en soos Christus sal begin lyk. Soos Christus sal doen, sal dink, sal praat, al meer aan Christus gelyk sal word. Die rede hiervoor is natuurlik ook omdat die Here vir ons die lewe so in oorvloed wil gee. Jesus het ons gesê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou as 'n mens nou dink aan 'n risp en 'n skoenlapper, dan het die skoenlapper mos die oorvloed lewe. Want hy kan vlieg, hy kan verder gaan, hy kan reis, hy kan die natuur sien, hy kan blomme sien, hy kan nektar uit blommetjies uitdrink, hy het 'n oorvloediger lewe as die rispe. Albei het lewe, maar die skoenlapper het die oorvloediger lewe. Mense op aarde lewe al. Maar ons het mos ook al gesien, dat ons was eintlik dood, totdat God ons sonde vergewe het, geestelik dood. So almal lewe fisies, en almal het 'n fisiese lewe, maar 'n geestelike lewe kry jy, wanneer jy in die Here begin lewe. En dit is die oorvloedige lewe, die nuwe lewe, waartoe die Here ons hierdie metamorfose wil gee. En wat belangrik is dat ons sal groei. Ons kry dit, maar dan kry ons ook die opdrag. Met ander woorde, ons moet dit in ons laat groei. Nou kyk ons nou vandag na hierdie gedeelte, hoe ons dit in hierdie paar verse kry. Die heel eerste wat ons kry in vers 1 is dat Paulus 'n baie ernstige opdrag gee. Hy sê, ek doen 'n ernstige beroep op julle. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle ontvang het. Nou kom ek sê net eers iets oor die Efesiërbrief. Efesiërs 1 tot 3 kan ons beskryf as die teologiese deel van die brief. Paulus het altyd in sy briewe so gemaak. Hy skryf hy die eerste deel van sy brief oor alles wat ons moet weet, kennis wat ons moet hê. Christus het vir ons gesterwe, hy het vir ons sondes betaal, hy het vir ons uit die dood opgestaan. Dinge wat ons moet weet, kennis en teologie. In die tweede dele van sy briewe, skryf hy altyd oor hoe moet ons dit nou prakties gaan leef. As dit dan nou gebeur het en dat dit gebeur het, watter implikasies het dit vir my lewe? Hoe gaan ek dit prakties maak? In Efesiërs 1 tot 3 is nou die teologiese deel. Ons sou kon sê, hy beskryf vir ons, hoe lyk ons bene waarop ons staan. Die bene wat die Here vir ons gegee het. En dan die praktiese deel, is hoofstuk 4, 5 en 6, waar hy vir ons sê, hoe loop jy nou met hierdie bene wat die Here vir ons gegee het. Want hierdie bene het ons gekry om iets mee te doen, en met daai bene moet ons nou loop. Dit is soos om te leer loop. As 'n klein kindjie mos leer loop, dis mos vir ons wonderlik. In die begin dan staan hulle mos eers teen goed op, teen 'n stoel se poot of teen die bank. En is vir ons wonderlik as hulle so begin ophelp om te begin staan. Naderhand dan begin hulle mos so 'n bietjie los. En dan is ons baie bly, hulle kan nou al los. En as hulle kan los en 'n hele rukkie kan los en kan staan sonder om vas te hou, is dit mos vir ons groot. En dan begin die loopberei. Daai eerste treetjies is mos altyd so pragtig om te sien en 'n mens is so bly. Dit vat 'n tyd vir 'n mens om regtig vlot te loop, om gemaklik te loop. Dit is 'n leerproses. Dit begin by opstaan, dan wankelige treetjies. En so is dit ook, sê die Bybel, in die geestelike lewe. Die dag as ons tot bekering kom, dan loop ons die geestelike lewe nie dadelik vlot nie. Dis baba treetjies, dis val, dis weer opstaan, dis sterker word, dis 'n hele groeiproses waarvoor ons moet bereid verklaar. En daarom dat ons met hierdie kwartaal se betrokkenheid reeks eintlik met hierdie proses besig is, hierdie groeiproses om sterker en sterker te word en beter vir die Here te loop. Nou, as Paulus sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Dan gebruik hy eintlik daar die Griekse woordjie vir 'n weegskaal. Daai Griekse woord het hulle in die markplek gebruik vir verkopers, handelaars wat weegskale gehad het. Want dis mos maar hoe hulle die meeste van die tyd verkoop het. Dan kom jy goed wat jy koop aan die een kant en dan gewigte aan die ander kant en dan weet hulle hoeveel jy moet betaal, hoeveel silwer of hoeveel goud of wat ook al jy moet betaal. Maar dit moet balanseer. As hulle die goed wat jy koop aan die een kant sit en die skaal langs soos die een aan die linkerkant, dan sit hulle gewigte in tot hy balanseer.
dan is die skaal in ooreenstemming, dan balanseer die skaal. Dis die woorde, dis die beeld wat Paulus hier gebruik. Hy sê hy doen 'n beroep op ons, dat ons lewenswandel moet balanseer met die roeping wat ons by God gekry het. So, eintlik sê hy 'n verskriklike belangrike en 'n verskriklike groot ding. As ons nou weer kyk na links, as ons aan die een kant, aan die regterkant die een wat laag gaan, alles sou insit wat die Here vir ons doen. Alles wat die Here vir ons gegee het. Dis waaruit ons roeping kom. Dan gaan die skaal so lyk soos aan die linkerkant, hy gaan skeef hang. Want alles wat ek by die Here gekry het, hoe noem ek dit op? Ek sal nooit by die einde daarvan kan kom nie. My lysie gaan oneindig wees, ek gaan met ander goed bysit, so baie het die Here vir my gegee. Maar daai dinge gee die Here vir my, dat ek nou tot sy eer moet lewe. Dit sê die Bybel ook baie duidelik vir ons. En dis nou die linkerkant. Nou sê Paulus, ons moet so lewe, dat die skaal sal balanseer. Dat dit wat God vir my gegee het, en dit wat ek doen, by mekaar uitkom, ooreenstem. Dat wat hy my gemaak het, 'n nuwe mens, gesien word in hoe ek lewe, 'n nuwe mens. Dat die skaal van my lewe nie skeef hang nie, maar dat dit balanseer. Dat my roeping, my lewe, wat ek ontvang het, dat alles ooreenstem met mekaar. En nou noem hy hierso 'n paar praktiese dinge, vir hoe, dinge waaraan ons moet werk en moet bid, dat ons hierdie skale kan balanseer in ons lewe, en dat ons meer en meer soos Jesus kan word. Nou, hy noem 4 goed in hierdie gedeelte, en hierdie 4 goed gaan alles oor dinge wat binne verhoudings gebeur. Hy praat oor nederigheid, en hy praat oor geduld, en hy praat oor vriendelikheid, en hy praat oor verdraagsaamheid. Nou, dit kan jy toch nou nie op jou eie doen nie. Ek kan nederig wees, maar wat help dit, ek is net op my eie nederig. Nederigheid wat jy teenoor iemand anders bewys. Ek kan geduldig wees, maar die help ek is net alleenig en ek is geduldig nie. Ek moet geduldig met iemand anders wees. Ek moet iemand anders gedra. So die goed wat Paulus hierso beskryf, is dinge wat alles in verhoudings gebeur. Nou net nou toe ons gekyk het hoe rispe en metamorfose het. Hy verander ons binne daai kokon. Nou ek wil dit dan so toepas deur te sê, hierdie dinge waartoe die Here ons in hierdie gedeelte roep, is dinge wat ons dan ook in ons gemeente, in ons kokon moet ontwikkel. Ons moet dit hier ontwikkel, dat ons dit in die wêreld kan gaan leef. Dat as ons soos daai skoenlapper uitkom en ons begin te vlieg, dat ons dit daar kan gaan uitleef. Nou die eerste ding wat hy sê is, hy sê ons moet beskeie wees, ons moet nederig wees. Nou wil ek ook net eers duidelik sê, hierdie 4 goed is nie 'n volledige lysie nie. As 'n mens dink aan die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22, daar word 9 goed genoem. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, baie meer as hierdie. Of Kolossense 3:12 praat hy ook van meer lewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid, geduld, vergifnis, liefde. Hierdie is een van die korter lysies. Maar wat belangrik is die beginsel van ons moet die eienskappe van God moet ons ook in ons lewe ontwikkel. Want elkeen van hierdie goed wat ons nou gaan kyk vandag, is ook kenmerke van God self. Want onthou nou, ons moet meer soos Jesus begin te lyk. Nou nederigheid. Daar staan ook in Romeine 12:3, mens moet nie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. En dit het Jesus baie duidelik gedemonstreer. Ons weet mos met die voetewassing in Johannes 13. Ek hoef nie daai hele storie weer vir u te vertel nie. Ek ken dit mos baie goed, waar Jesus voete gewas het. Maar wat belangrik was, is dat Jesus na die voetewassing met sy woorde vir die mense gesê het, julle noem my, julle Here en julle Meester, en julle is reg, ek is dit. Hy sê, as ek dan, die Meester, as ek aan julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. En toe sê Jesus, julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Dis vir ons as mense, partykeer baie moeilik om nederig te wees. Dit is om een of ander rede groot gesukkel vir baie van ons om nederig te wees. Maar dis deel van die vrug van die Gees, dis 'n kenmerk van Jesus, en as ons dan nou wil verander om meer soos Jesus te lyk, dan moet ons ook vir die Gees vra, dat groei die nederigheid in my. Maak my meer en meer nederig, meer en meer, dat ek soos Jesus kan lyk. 'n tweede ene wat hy noem, is as jy ons moet vriendelik wees.
Daai Griekse woord kan ook vertaal word met die woordjie vir sagmoedigheid. Nou, vriendelikheid net eers, ons weet mos wat vriendelikheid kan doen. As jy iewers sê nou maar in 'n winkel is en almal is in gedagte of selfs nors en iemand is vriendelik, dan verhelder dit sonder die oomblik. 'n Vriendelike persoon helder vir 'n mens sonder daai oomblik op wat jy met hom of haar te doen het. Maar nou beteken daai Griekse woord eintlik sagmoedigheid. En nou sal jy onthou toe ons die saligsprekinge gedoen het. Toe ons gekom het by sagmoedigheid, het ons gesê daai Griekse woord beteken eintlik om krag te hê, maar jou krag te kan beheer. Onthou ons het gesê in die gewone wêreld van daai tyd het dit gebruik veral soos vir 'n perd en vir 'n os. 'n Perd, 'n wilde perd, is 'n sterk dier. Om hom te kan ry moet jy hom tem. Maar as jy hom getem het en 'n mens kan op hom klim, jy kan 'n saal op sy rug sit en jy kan 'n toom en al die goede gebruik en jy kan met hom ry, is daai perd se liggaam niks swakker as wat hy was voor jy hom getem het nie. Hy's nog net so sterk, maar sy krag het nou onder beheer gekom. Jy kan daai krag beheer. Dieselfde met 'n os. As jy met 'n os ploeg, is hy nog net so sterk soos as hy nie besig is om te ploeg nie. Maar daai krag is onder beheer. Jy kan hom stuur en jy kan jou lande ploeg. Dis hoe hulle daai woord gebruik het vir sagmoedigheid. Krag wat onder beheer gekom het. Jesus het dit vir ons baie mooi gewys toe hy verhoor is. Matteus 26 vers 51 tot 53. Toe hy daar Getsemane gevange geneem word, gryp Petrus mos sy swaard en hy kap Malchus se oor af. En toe sê Jesus mos vir hom, sit terug jou swaard, en hy tel die oor op en hy sit hom op terug op Malchus se kop. En toe sê Jesus mos, as ek wil, kan ek die Vader vra om dadelik vir my 12 legioene engele. Dit is 12 maal 6000, want 'n legioen was 6000. Om vir my 12 legioene engele beskikbaar te stel. Jesus kon op daai oomblik homself vererg het. En 12 maal 6000 engele wat kom het, om hierdie soldate wat hom kon vang, weg te vat. Maar hy het nie. Hy het hom beheer. Hy was sagmoedig. Toe hy voor Pilatus verskyn, Matteus 27 vers 11 tot 14, en die priesterhoofde bystaan en hom beskuldig, toe sê Pilatus vir Jesus, gaan jy niks sê nie? En ek was verbaas daaroor dat Jesus kon stil bly op die vals beskuldigings. Jesus kon hom beheer. Dieselfde nog as mens weer teruggaan, Matteus 26 vers 59 tot 63, toe Jesus voor die Joodse raad is, allerlei valse getuies kom in. En hoe sou ons nie optree nie? Hoe sou ons nie dalk onsself wil verdedig en beskerm en sê, vals getuienis daai en vir ons eie regte opstaan? Jesus nie, hy het stil gebly. Hy het sy krag beheer. Want Jesus het met 'n doel gekom. Hy het geweet dit moet so wees, hy het geweet hy moet aan die kruis sterf en sy sagmoedigheid het hom gehelp om sy krag onder beheer te hou. Hoe gaan ons onder beheer hou? Romeine 8 sê eintlik dit vir ons baie duidelik. Dit sê 'n mens se lewe word deur net een van twee dinge beheer. Of jou sondige natuur of die gees van God. Die sondige natuur wat nog hoort by die rispe lewe. So of 'n mens sê jy het tot bekering gekom, maar jy laat nog dat die sonde jou voorskryf. En as jy in situasies kom, dan laat jy dat jou sondige natuur vir jou besluit en jou optrede vir jou voorskryf en jou bepaal. Maar dan is jy nie besig om te groei na die prentjie van Jesus toe nie. Of sê Romeine 8, jy laat die Gees toe om jou lewe te beheer. Jy sê elke dag vir die Heilige Gees, beheer my lewe, neem dit en beheer dit. En as jy dan in situasies kom, is dit die Gees wat jou gedrag bepaal. Is dit die Gees wat jou optrede bepaal. So om sagmoedig te wees, moet ons die Heilige Gees die beheer gee van ons lewe. Hy sal ons dan help om in elke situasie, in elke omstandigheid waarin ons kom, reg op te tree, regte goeders te sê, so te lewe, dat ons soos Jesus lyk. Dat die mense kan sien, maar hierdie metamorfose proses groei in hierdie persoon se lewe. Dis 'n tweede kenmerk, sagmoedigheid, 'n kenmerk van die Here self. Die derde ding wat hy sê is dat ons geduldig moet wees. Nou daaroor sou mense seker baie lank kon praat. Ek dink nie ek hoef baie lank daaroor te praat nie, want ons weet ons van geduld en van ongeduld. Mense kan partykeer verskriklik ongeduldig raak met mekaar.
Maar geduld is ook 'n kenmerk van die Heilige Gees se werk in ons. Ongeduld pas eintlik by die ou lewe. Geduld pas by die nuwe lewe. Daar is dinge wat dit vir ons partykeer moeilik kan maak. Ons ken mos ook hierdie situasie as 'n mens op pad iewers terheen is en hier's nou 'n rystop en jy staan en die kar moet van voor af kom. Verlede Sondagoggend toe ek en Dobby Mabel Hol toe ry vir die Pinksterreeks wat ek laasweek daar gaan hou het ons 2,5 ure Mabel Hol toe gery aan 106 km. As gevolg van al die rystoppe. En sulke goeders en ander goeders in die lewe toets mos 'n mens se geduld. Hoe gaan 'n mens groei na Jesus toe? Die Here keer deur ook dit vir die Heilige Gees te gee. En vir die Heilige Gees te vra, help my ook met die geduld. Dat ook die geduld in my lewe meer soos Jesus sal begin lyk. En dan die vierde ding wat hy noem is, hy sê ons moet mekaar in liefde kan verdra. Nou, dit is ook nou nogal 'n belangrike ding. In die vroeë kerk ook, as jy mens kyk wie almal daar was, dan het hulle uit 'n hele mengelmoes van mense bestaan. En hulle moes mekaar in liefde verdra. Jy weet, ek het al baie keer ook vir u gesê, selfs die 12 disippels moes mekaar verdra, want hulle was van A tot Z verskillend. Die een het vir die Romeine gewerk, die ander het teen die Romeine beklei. Hy was 'n seloot gewees, hy wil net oorlog maak teen die Romeine, die ander het vir hulle gewerk. Hulle moes leer om mekaar te verdra, omdat hulle almal vir Jesus lief het. En eintlik moet ons dan ook sê, maar Here, U verdra my. Sê nou net God was met ons ongeduldig. Ons het nou oor geduld gepraat. Sê nou net die Here was met my ongeduldig, elke keer as ek sonde doen. Maar is met my geduldig. Romeine 2 vers 4. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Dan staan daar, sê dit vir jou niks nie. Omdat hy met my geduldig is, omdat hy my verdra, omdat hy met 'n ander ou geduldig is, hom verdra, en met 'n vrou haar verdra, daarom moet ons dit ook vir mekaar doen. 'n Mooi voorbeeld daarvan, ek weet nie wie van u dit daai tyd gekyk het nie. Dit was by die 2000 Olimpiese Spele. Daar was vir my 'n baie mooi voorbeeld van verdraagsaamheid. Die foto is van 'n man met die naam Eric Moussambani. Hy kom van die Ekwatoriaal Guinea af. Nou, vir die Olimpiese Spele van 2000 het die Olimpiese Komitee gesê, hulle gaan vir 'n klomp Afrika lande wat nie ontwikkel is nie, gaan hulle wildcards gee. Dan kan 'n paar van hulle atlete, sonder dat hulle hoef te kwalifiseer, kom deelneem aan van die items. En hulle het vir Ekwatoriaal Guinea 'n wildcard gegee vir iemand om aan die swem te kom deelneem. En die Erik sê, in sy biografie, dat hy eendag in sy huis gesit en hy die afkondiging gehoor. Ekwatoriaal Guinea kan 'n swemmer Olimpiese Spele toestuur. Mense kan aansoek kom doen daarvoor. En hy besluit dit is 'n goeie idee. Hy gaan aansoek doen daarvoor. Hy het nog nooit swemafrigting gehad nie. Op daai stadium sê hy nog nooit in sy lewe 'n swembad gesien nie. Hy het nog net in damme en in riviere en in die see geswem. Dis al, hy het nog nooit 'n swembad gesien nie. Hy het geen afrigting nie, niks nie. En hy besluit nou, hy gaan daarvoor gaan. Op die ou einde was hy die enigste aansoek in Ekwatoriaal Guinea. En toe kry hy dit. En toe stuur hulle hom Olimpiese Spele toe, sonder 'n afrigter. Hy het nou maar ook op sy eie gevlieg, hulle het nou vir my kaartjies en so aan, maar uiteindelik het hy daar gekom. Net voor die Spele het hy hom laat deelneem, dat hy 'n swembad kon sien. By die Olimpiese Spele was die tweede keer in sy lewe dat hy 'n swembad gesien het. Hy sê ook, hy het ook nog nooit so baie mense by mekaar gesien, soos wat daar so was nie. Maar nou weet jy mos hoe dit by die Olimpiese Spele werk, as eindelijk. En dan gaan sekere ouens nou deur na die volgende rondes toe. En die einding wat hy moes swem, hy moes 100 meter vryslag swem, spring almal te vroeg weg, behalwe hy. Hulle almal duik te vroeg in en daar word almal gediskwalifiseer, net hy bly alleenig oor. En toe moet hy nou alleenig swem. En waar die ander ouens so 48 sekondes swem aan die 100 meter, swem hy toe nou 1 minuut en 52 sekondes. So dis 1 minuut en 4 sekondes langer as dit. Dis meer as dubbel plus nog 'n hele klompie wat hy langer geswem het as die ander. Maar hy vertel ook, hy sê daai laaste 20 meter was vol verskriklik geweest. Hy het amper gedink hy gaan verdrink. Hy gaan dit nie maak nie. Wat wonderlik was, toe hy daar uitklim, want nou sit hierdie paviljoene vol mense en die swem hy. En ek onthou, ek het dit nog lewendig gesien op die TV. Hy het so hierdie laaste so teen die kant vas en teen die kant van daai oranje goedjies wat so in die water lê. Toe staan daai paviljoene op en hulle juig hom toe
vir die feit dat hy deel geneem het. Dit is my so 'n mooi voorbeeld van wat Paulus hier so sê, hoe ons moet wees. Trouwens, die media het hom toe nou na die naam gegee, Erik de Eeuw, Erik de Palem. En vandag is hy die nasionale afrigter, die afrigter van die Ekwatoriaal-Guineese nasionale span. So dat iets moois uitgekom. Verdraagsaamheid. Ons kan baie keer onverdraagsaam wees met mekaar, maar die Here is met ons verdraagsaam. En daarom moet ons ook so met mekaar wees. Die paar dinge wat Paulus dan nou hier so noem, is alles kenmerke van God. En as ons sê, maar ons wil meer soos Jesus lyk, en ons die Gees vra en toelaat, die kenmerke ook in ons lewe te laat groei. Die laaste paar versies net, vers 4, 5 en 6, praat hy van God. Hy sê, daar is een liggaam, een Gees, een hoop. Een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader wat oor almal is, in almal woon en deur almal werk. Nou wonder 'n mens nou, wat het hierdie versies nou met hierdie ander te doen? Die feit dat hy die eenheid van God hier bysit, en dat hy 7 keer praat van een en 4 keer ook van almal, wil ook vir ons sê, ons is die kerk, ons is die gemeente van Kanonkop. En onthou het nou ons gesê, ons is nou die koppelletjie, waar binne ons metamorfose het, waar binne ons verander om meer soos Jesus te lyk, dat ons dit in die wêreld kan gaan lees. Die 7 keer 1 sê vir ons, die Here bedoel dit vir elke ene van ons. Hy wil hê dat ons elkeen meer soos Jesus moet lyk. Nie net party nie, elkeen. En die feit dat daar 4 keer gesê word almal, beteken hy wil hê, so moet ons dan ook almal saam sy naam verheerlik. Met my eie lewe moet ek dit doen, maar saam met julle moet ek dit ook doen. As 'n gemeente moet ons dit ook doen, om die Here te verheerlik. En u kan dink hoe dit dan inpas by ons betrokkenheid reeks. As ons dit doen, dan lei dit ons ook tot betrokkenheid in die Here se koninkryk. Dan is ons 'n skoenlapper wat sy vlerke sprei en sy roeping gaan leef. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir ons gewys het deur Jesus hoe nederigheid lyk, hoe vriendelikheid en sagmoedigheid lyk, hoe geduld lyk, hoe verdraagsaamheid lyk. Here, ons skiet baie keer ver te kort as dit by hierdie dinge kom. Maar u roep ons om soos Jesus te word. U sê vir ons in soveel woorde in die skrif, Grieks, dat daar metamorfose by ons moet wees. Ons mag nie meer soos die ou mens lyk nie, ons moet die nuwe mens word. Ons bid, Here, dat u dit in ons sal doen. Dat u ons sal help om te groei. Dat u ons sal help om elke dag nader en nader aan u te kom en meer soos Jesus te lyk. Dankie dat ons dit kan doen, Here, in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.